Collega van die dag julle. So ja, ben ek vir die dag. Nasi naman eh. Itay? Pork. Ano pa po? Morning. Morning. Opi mat.
Keluar kelama.
lees hier dat die Here vir ons 'n woord van troos kry. En as basis vir die godsdiens is 'n woord geneem uit die boek van Openbaring, die hoofstuk 14, ek lees die vers 13. En ek het 'n stem uit die hemel aan my oor sê, skryf, salig is van nou af die dode wat in die Here sterf. Ja, sê die Gees, sodat hulle kan rus van hul arbeid en hulle werke volg met my. My dear bereaved family, friend, guest, especially for this funeral service, the word comes from the book of Revelation, chapter 14, I read the verse 13. Then I heard a voice from heaven saying to me, right, blessed are the dead who die in the Lord from now on. Yes, says the Spirit, that they may rest from the labors and the works from so far. The quiet.
julle, betrokke familie, vrienden, gasten, broers en zusters. Welkom bij het altaar van ons Hemelse Vader. God, ons bedink wat God is. Het is maar deel van die leven. Ja, niemand heeft zich gedacht op aan te zijn. Dus het is iets anders dan het programma aan. Dat Jeffrey gemaakt ons vandaag. En ja, ons moet besef dat die Here kom maar eer toe ons aan. So daar's 'n rede hoekom ons daar is. Ons verstaan nie altyd die wil en wie van ons Hemelse Vader. Maar soos die familie, soos die familie gespreek het, laat ons God vertrou in dit. Het is moeilik om te sê, ons gaan Vader. Ons kan dit nou doen so permanent. Ons wil nog iets gesê, wil nog na toe gaan, wil nog iets vertel. As jy ons hande gewees. Ek het 'n lewensberig van die familie ontvang, soos volg in die voorlees. Vandag kom ons by mekaar in die lewe van Jeffrey Gustav Ross, te eer. 'n geliefde man, vader, oupa, broer en vriend. Jeffrey is op 16 November 1962 in Parel gebore, as die 4de oudste van 5 kinders. Hy was die eerstgeborene van August, Cassie en Florentina, en na sy pa gesê Ross. 3 van sy susters het reeds geval en laat 1 broer in die lewe. Hy het groot geword in 'n huis met vreesende ouers, waar hy waardes van respek, dissipline en geloof geleer. Hy is op 16 November 1962 in die Calvinische kerk gedoop en sy Christelike fondament is reeds as kind in sy ouerhuis gelê. En ons wil ook dankse aan die leraars van die Calvinische kerk vir die lering wat hulle toe aan die familie gegee. Hy het sy skoolloopbaan by Noorderparel voltooi om homself bekwam as uitstekende skryfwerker. 'n man wie sy hande vir niks verkeerd gestaan het. Hy was skryfwerker van beroep, maar meestal tonwerk gedoen en later algemene prokuratuur. Geen werk was te groot of te klein voor hom. En alles wat hy aangepak het, het hy met passie en liefde gedoen. En toe hy leer ons moet dis wat daar is. Ja, alles wat hy goed in stilte gedoen, sonder om krediet te ontvang. Ons gaan hom bus as 'n probleem. In 1982 trou Jeffrey met sy eerste liefde Edith, en op 25 Mei 1983 as 3 kinders is uit die huwelik gebore, Elroy, Janine en Julia. Sy vrou ontvang egter op 15 Mei 2008. Nadat ontmoet hy Isabel en die twee tree die huwelik op 22 Februarie 1920. Hierdeur kom hy in aanraking met die nuwe Apostoliese Kerk en word opgeneem in ons kerk 7 Augustus 2024 en word geseël in dieselfde maand 11 Augustus 2024. Ek moet vir die seël kan leiderlik onthou. Ons opgeneem in die Apostoliese Kerk is dit, en dan van sy apostelkom van die Heilige Gees. En het aangedring deur die woorde dat die apostel kom na die gemeente toe. Het hy aangedring om opgeneem te word voor die apostel. Val my net by na wie
Hy was getrou in die bywoning van godsdienste, was bekend onder die gemeentelede as the Gentles High. Nee, altyd bereid om te help, sonder onerkenning vir enige iets. Soms het jy vraag iets te doen, dan vraag vir God, soos praat jy daaroor. Dan sê hy was verskriklik kort van draad, ek ken nie daai gedeelte nie. Hy was verskriklik kort van draad, nie nonsens gevat nie, maar in die laaste tyd was hy baie gestig. Hy dinge maar laat gaan met die woorde, jong, ek het dit maar vir die Here gegee. Dit was baie duidelik, dat hy 'n ander perspektief van die lewe gehad het, op sy manier nader aan die Skepper wil wees. Jeffrey was al regtig mens, wat altyd probeer om dinge te verstaan. Hy was nie vir meer uit te vind oor die geloof, en met 'n oop hart en 'n skierige gees die leer van die nuwe apostoliese kerk bestudeer. Ja, hy het net gekom, met vrae gevra, hoekom dit, hoekom dat? En sal later daaroor. Sy eerlikheid en eenvoud het hom geliefd gemaak om almal wat hom geken. Hy het nie met woorde geleef nie, maar met dade. Altyd gereed om 'n hand te gee, 'n luisterende oor te bied, 'n stil gebed te doen vir iemand in nood. Op Dinsdag 3 Februarie, omstreeks 5:00 begin hy slegvol en die sessie word opgeneem per hospitaal. En op Woensdag 4 Februarie, omstreeks 10:15, is hy oorlede. Sy skielike afsterwe groot leemte in die leemtes van baie. En ons kan dit vandag so opneem sien. Hy word oorleef deur sy eggenoot Isabel, sy broer, kinders, kleinkinders, en 'n rooi kring van vriende en geliefdes. Mag sy genadegtenis tot seën wees. Die gemeente was as diensknegt probeer soos ingeneem meegevoel, simpatie, met die familie vertrou dat die Here die nodige troosting sal skenk. Gedurende hierdie tyd van liefde, en wees verseker van ons kinders en hulle families. Ons praat oor God. Bedroefde familie, vriende en gasten, broeders en zusters. Ik denk vroeger tekst voorgelezen, hier lees. Zalig is vanaf die doden, wat in die Here sterven. Ja, sê die Gees, sodat hulle kan rus van hul arbeid en hulle werke vol. Ons allemaal word in sekerheid in die aarde. En niemand ken die laaste dag.
Dis in die wyse raad van ons hemelse Vader. Dit lê nie aan van mens nie, dit lê in die hand van God. God gee en hy neem. God vra nie maar, God het nie Isabel om te vra, kan ek my man vra? God kom nie na 'n moeder of 'n vader, kan ek my kind vra? God doen maar. En ons moet sy word eer en respek. Dis moeilik, broeder en suster. Omdat ons het ander gedagtes. Ons het ander idees. Agterna ons sal ons onsself sê, is maar goed dit te vraag. Ons ken nooit die wil van ons Here. Daarom, ons moet die God doen. Wat hy doen, is wel. Soos ek vroeger genoem het, God het ons broeder uit die lewe geneem. Die woord wat ons vandag aanvang, is vir my en vir jou. Hierdie woord wat ons vandag aanvang, is vir my en vir jou. God het so bestuur. Hy het in sy wyse raad geweet, in beplan, en bestuur. Ek gaan met die gemeente vandag. En dit is die woord wat ons vandag aanvang. Begrafenis is nooit maklik nie. Maar ek sê vir die knegte in die kamer. Vir my is dit vreemd vandag om ons broeder die begrafenis te lei. Vir die rede, hy het die lewe gelei wat hy kan vir homself wegkom met Jesus. Ja, almal het voet en vlekke. Almal kan lelik wees met mekaar. Ek het nooit iemand gesien. Hy het altyd 'n lewe gelei. 'n Lewe geleef. Soos 'n Christen betaal. Iemand na die beeld van Jesus Christus. Volg. En dit kos om ons in sake uit te werk. Omdat die verkeer staan heeltyd voor jou. Die positief is heeltyd daar. Die verkeer het ons heeltyd mee te doen, broeder en suster. Maar om soos Jesus te wees, hy het op dieselfde aarde gewandel wat ek en u wandel. Hy het vir ons eintlik die pad kom wys, hoe dit gewandel moet. Die teks wat ek vir u voorgelees het, en ek het in die lewensberig vir u gesê, Ross, voordat hy in die apostolies kom, het lang besoek, en sy vraag was, het was nie vir hom so duidelik oor die paard, die ons slaap moet sien. Nou ja, niemand van ons was al in die dood teruggekom om te sê, hoe is dit in die ander kant? Is daar ons geloof in? Jesus, voor hy die aarde verlaat het hy in die dode gegaan. En hy het die evangelie daarvan verkondig. Ons as Christene glo, Jesus het gesterf. Ons glo, hy het opgestaan. Ons glo, hy het opgevang. Jesus het eintlik vir ons die hele pad van lewe geleef, vooruit geleef. En ons moet glo, ons moet herstel. Ons is almal gebore. Jesus was 3,5 jaar op aarde, wat hy alles gedoen het met sy Vader om gevra het. En daardie tyd het hy geleef as mens, soos ek en u vandag, met alles te kamp gegaan. Ook, hy was gevlug vir sy lewe, ook honger gehad. So niemand kan sê, Jesus sal nie weet wat ons doen, hy weet presies, hy het alles weergemaak op hierdie aarde.
sterf vir my en vir u. Hy gaan in die dode. As broeder, die Esther het verstaan en gekom. Hy was oortuig geweest. Hy het geglo dat as 'n lewe na en broeders, ons dit nou nie wil hê, ons moet probeer gaan. Want die woord sê, salig is die wat glo aan die enigste. Laat ons dit glo, broeder en suster, en ons is nie vir altyd op hierdie aarde nie. Ons is nie vir altyd op hierdie aarde nie. So laat ons die tyd gebruik wat ons hier op aarde is. Doen wat God van ons verlang. Dus hier, broeder en suster, kyk in die Ou Testament, hoe het mense gegee? Die 10 gebooie is aan mense gegee. En ek wil in my eie woorde, Jesus kom, ek wil al sê, Jesus al sê, kom ek maak het makkelijker vir jou. Het God wel alles lief, en die naaste soos ons. God is innig. Is dit sonde wat gemaak het dat mens verwyder was in die tyd van Eden? Maar God se plan dag 1 dat mens met hom vir altyd moet leef. Dit was vir altyd deel van. Dit is nog steeds deel van. Tot vandag, tot op nou toe. En hy maak seker, ek en u hoor die woord wat ons moet doen. En die woord wat ons hoor, mens kan dit ons aanneem, of jy kan dit vergeet. As jy wil, vraag vir die, wees nie. Hy het ons nie alleen gelaat nie. Die disciples, die hulle Jesus gaan weg, hy vreeslik by hom ontstaan. Want, om saam met Jesus te gewandel, vir hulle was het maklik, as hulle vraag hadden, kan hulle vir Jesus gevraag, hoe hier, hoe dat? Dus Jesus sê dan, hy sê, laat jy nie wees nie. Hy alle troost gee, die Heilige Gees. En die Heilige Gees, broeder en suster, openbaar vir ons. Ons kan elke dag roep op die krag van die Heilige Gees, wat ons lei in alle waarde en waarde. Maar ons moet glo in God. Ons moet glo in Jesus Christus. Ons moet glo aan die Heilige Gees. Jesus sê, werk ontstaan maak op hierdie aarde, broeder en suster, omdat ek geweet, ek en u moet dan met daardie strijd stryd. Ons broeder, dieselfde strijd. Iemand sê in die bidkamer, hy was op die kamer tot vir Jesus as kamer. Nee, skryfwerke. Dit wat hy gedoen het, die het pas gedoen. Die wat hy in aanraking nie gekom het, broeder en suster, het hy 'n saad gesaai. Daarom ons almal in getal van ons. Het 'n saad van liefde gesaai vir mens. Alle aangeraak. Hier en daar kry help wat ek kan. Ons het gelees, gehoor wat ek aan die voorgelees het, hoe sy liefde was. Ek sien hom nog in die bank, getrou by die huis van die Here te kom, Sondag, Woensdag aan, op sy plek. Hy het vir hom geestelik voorberei. Daarom sê die woord van vandag, salig is van nou af die dode wat in die Here gesterf. Hoe gaan ek in u die lewe vraag? Dis die vraag, broeder en suster. Maak ons gereed of leef ons asof ons vir altyd leef? Ons moet intuïsief wees. Ons moet vra Here, bevry ons vra. Dit moet my en u se worstel wees, broeder en suster.
Ons leef nie vir die dood nie. Ons leef om met Christus te leef. Vir 1000 jaar. Ons wil deel van die bruid wees. Op wat voorberei word om saam Jesus weg te wees. Dink aan broer en suster. Ons gaan nie van altyd leef nie. Dat ons saam sterf. Dan sien die weer woord verder. Sodat hulle die rus van hulle arbeid en hulle werke volg. Ja, soos ek het gesê, niemand van ons was van die boerdery teruggekom en sien dit was. Ons geloof dra af. Die skrif leer vir ons, Jesus het daar getuienis gehad. En kyk net die grootheid van God, broeder en suster. Daar's baie wat nie in God glo nie. Daar's baie wat nie glo aan die dood nie, of 'n lewe na die dood nie. Maar selfs die een wat nog nooit in 'n kerk was nie. Selfs as redding daardie persoon al het hy op die aarde gewandel, asof God nie bestaan. Dis 'n liefde wat God vir mense. Niks gaan ons weer kom van sy liefde. Dit is die liefde van God. Sy grote liefde vir alle mense lief. Ek het hier kom dat by God, want ons soms is net lief vir ons familie, die wat ons ken, die wat luister vir ons. Nee, maar die wil wat ons lief aan doen, haat ons, vervloek ons. Wat sê Jesus op die kruis? Vergeef hulle weet nie wat hy doen. Ek wil net sê, hy het precies geweet. Hy het precies geweet wat hulle gedoen het. Tree en ek het die prijs afval. God het 'n innige liefde vir alle mense. Ongeag geslag, oorsprong, nasionaliteit en waarde. God het vir alle mense. Hy het alles in plek gesit vir my en vir u. Onwaardig. Hy wil ons eintlik nie mee broeder en suster. As ons wat op so glo aan die aarde. Ons maak ons 'n pensioen by mekaar op ons gerieflik kan leef. Maak ons skatte by mekaar. En word in die goed nie kan doen. Maak ons skatte by mekaar. Ewige skatte. Broeder en suster, ons gaste vriende, het ons introspeksie lewe van vandag. Here, as jy vandag kom, hoe ons ons siele toestaan. Ons het die geleentheid, ons het die gesondheid. God het alles in plek gesit. As jy sien Jesus Christus aarde gestuur, gaan wys vir hulle hoe jy leef. Gaan wys vir hulle hoe ek die God is. Die disciples vra nog, Jesus wys ons die Vader. Jesus sê, as jy my sien, het jy die Vader gesien. Miskien, ek weet nie in die Ou Testament nie. Gebooie, die skrifgeleerdes is 'n bietjie verder gevat. Hulle alles met die letter gevat. Nee? As jy gedood het, moet jy gedood word. Nee? Oog vir oog met tyd vir tyd. En Jesus sê, ek maak al van die. Het word jy weggevat as een broeder en suster. Ons almal wat so dag loop, hy sê, dat ons kom met die kennis van die waarheid. Iemand is wat jy nie glo nie. Vraag hom. As 'n gesprek met hom. Vra die Gees om te openbaar, broeder en suster. God is 'n God van waarheid. Spreek die waarheid. En ek en u het daardie waarheid van, ja? Ons dryf ons altyd om. Die woord is nie vir my, dis seker vir hom of haar. Ek wens ek het gehoor, my het gehoor. Ek is personeel maak vir onsself. Ons broeder het pad gestaan. Normale lewe geleef, soos enige mens op aarde. Hy het 'n nalatenskap gelaat. Het gemaak dat ons liefde
ons het sy warmte ervaar as 'n mens, as 'n persoon. Ek het u, broeder en suster, ek sê weer die woord wat ons vandag ontvang, is vir my en vir u. Ons maak seker alles is reg gewees. Niemand kort en niks nie. As jy vandag kom, wat is my stil en toestand? Wil ek reg vir die Here is, gastvriend. Ons Hemelse Vader het nie vir ons vriend. Sy vrede die lewe. Die boodskap is vir my. Dat ons moet glo. Glo in Jesus Christus. Glo in die evangelie. Dit wat hy ons geleer het doen. 'n nuwe gebod gee julle. Het God ons in die naaste soos ons. Ja, het geweet wat dit sy altyd maak. Nee, want die personality kom ons wat oor as jy kwaad is. Dan sal jy ons die regte persoon nie. Met alles het gesê, as almal het so wat weer. Almal kan hier wees. Kos vir ons om dit te doen. Dat ons nie beproei maak vir Satan. Dat ons nie doen wat Satan wil hê ons moet. Want die lewe was net rondom Jesus praat. En ek sê dit, maar dit moet dan nie vertel nie. Mense wat 'n vrou wil gesteel het, kon hy sê, die wat besonderheid gooi die eerste toe. Ek het broeder en suster, wandel op die aarde. Ons moet seker maak, ons verhouding met God. Ons moet seker maak dat, as we die aardse 10 woorden afgebreek word op hierdie aarde, dan verleer niks. As we sterf, gewoon, wat hy val, staan hy leeg. Iemand wat, hy die mekaar is in die lewe, sien ons baie begraafd, sy in die afstand. Hoekom is Jesus in die graf gaan? Omdat daar was die, wat nie geglo het. Almal wat sterf, erken nie God, erken nie Jesus. En die soort is, moet die woord van God. Het is baie belangrik dat ons moet gaan. En as ons glo, dan staan ons in die navolging. En hoe staan ons in die navolging? Ons elke dag gebeur. Moet ons met mekaar communiceren. Moet ons met mekaar communiceren. Moet ons met mekaar handelen. Dus de punt daarvan maken om nader aan mens te komen. En hoe nader ons aan mens komen, hoe nader kom ons gevoel. Maar een wat ek en u wil doodmaak en dit wil van mooisel, God het hy nie baie. Hy is koning van dit buiten doen. Wat ons wil sê, die sleutels moet hulle weggooi. God het hy in ingelief, sy siel. God het nie die sonde lief nie, maar die mens lief. As die kroon van sy skepping, ek en u is deel van die kroon van sy skepping. En die woord wat ons vandag aanvoer, vorm ons, moet ons aanneem, broeder en suster, dat ons die beeld van Christus kan aanneem. Ek sê weer, Jesus op hierdie aarde gewandel, ek en u moet die evangelie glo, dit wat hy vir ons dag doen. Lees die Bybel, volg ons, dien ons, broeder en suster. Die beste wat ons God kan doen, is nader aan ons naaste. Ons broeder kan wys dat kan. Maar ons gebou, die kry al die mense, laat ons bly, die kry van almal. Ek moet nader aan mense. Ek en u gaan nie die sonde, ons gaan nie die verkeerde rondom ons kan wegneem. Ons kan sterk wees
teen hulle staan. Ons kan krag ontvang om dit te weerstaan. Ek sê altyd vir die gemeente, mense moet in die kwaad dat jou soek om uit, maar die maak die nieuwe weer moeilijk. Begin daar so. Die wat jy in die staan, sê Here, ek wil in die saak. Kun daar gemaak word, dat ons nader ons plaas en so leef ons die beeld van Christus. Ons leef in die beeld. En ek sê altyd vir myself, ek sê nie die mense sê, vir my is dit waar ek nie wanneer die Here kom, as ek kom in die kerk. Maar almal gaan nie ontslaan. Som van ons gaan in die lewe wees. Die Here maak seker ons hoor sy woord. Die Here het vandag seker gemaak ons het sy woord gehoor. Hoe sê die woord? As jy stem hoor, kom broeder en suster. Dis broeder het 'n baie mooi nalatenskap vir ons. En hy sal self sê, moenie vir my nie, kyk hoe Jesus. Hy is die voorbeeld. Jesus is die een wie ons moet volg. Ons vra onsself, wat sou Jesus in jou omstandigheid kan doen? Laat ons, as ons voor versoeking staan, as ons voor uitdagings van die lewe staan, hoe sou Jesus gereageer? Dan gee ons troost, die krag om ons te help. Dit was ons woordvoerder en suster in die afsluiting van die week. Lees die teks aan u. Salig is vanouds die dode wat in die Here sterf. Ja, sê die Gees, sodat hulle kan rus van hul aan en hulle werke volg. Amen. Amen. Ons vra die gemeente om te staan. Ons gaan 'n afsluitgebed hê en daarna sal ons aan die begrafenis probeer waar die gaan en die aardes tot ons. Liewe Heer in die hemelse Vader, baie dankie vir die paar minute, Here, wat ons na u stem kan luister. Baie dankie, Here, dat u ons nog lief het, dat u ons getrek het. U het seker gemaak dat ons hoor hierdie woord vandag. Baie dankie vir alles wat die Heer ons gaan saam met ons nog verder, Here, waar ons die aardslike liggaam op die aarde sal sorg, vra u vir u se beskerming en u alles dit blyk ons in die naam van ons Jesus Christus. Amen. Amen. Ek kan sit, ons vra vir oorlede gesaans.
Dus nog zie je allemaal in gaan. Ik vraag naar de slippendraad voor moeten komen. Daarbij de ons is niet samen zijn. Daarbij includeert. Oh, no, sorry. Kans te staan bij The last one. system. The last one. Tamil and Raffi. Voor de spullen. Engels kan staan 406. 406. Kan niet laten. Wat gaat staan? Ja, hij gaat weer goed maken. Ja, nee. Ja, nog hier. Weet je wat het zijn?
Ayo daar, bij Sibian, maar hij loopt graag last. Ja, maar dan even nog van mijn boodschap sturen. Ja.
vat, hoor.